mense verstaan genade as iets wat in 'n hof gebeur. Jy staan voor die regter, skuldig, bewys, geval. Dan stap iemand in, betaal jou boete en jy word vrygelaat, saak afgehandel en gesluit. Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Hier draai ons geliefde stories op hulle koppe, kyk na wat die geskiedenis dalk misgekyk het en ontdek saam hoe Jesus ons nooi in 'n groter storie in, daar waar ons bly, werk en speel. Dis hoe ons geleer het om oor redding te praat, in juridiese taal, asof God die aanklaer is en Jesus die advokaat wat die saak wen. Maar toe vertel Jesus 'n ander storie. Daar in Lukas 15 sien ons dit. Nie 'n hofdrama nie, 'n huisdrama. 'n Vader, 2 seuns, 'n pad huis toe. Wanneer die jongste seun terugkom, nie met 'n verdediging nie, maar met 'n belydenis, sien die vader hom van ver af en hy hardloop. Nie 'n vonnis nie, 'n omhelsing, nie 'n hofuitspraak nie, 'n feesmaal. Dis die verskil tussen transaksie en verhouding. Transaksie sê, ek doen, God gee. Verhouding sê, ek behoort en daarom leef ek anders. Die seun word nie aanvaar omdat hy alles reg kry nie. Hy word aanvaar omdat hy kind is. Ware genade werk so. Dis nie 'n dokument wat jy onderteken in 'n leerberre nie. Dis 'n tafel wat jy weer ontdek. Dis die geur van brood, die klank van musiek, die gevoel van arms wat jou omvou. Dis nie 'n kwytskelding van skuld nie, dis die herstel van verhouding. Maar let op, daar's nog 'n seun in die storie, die oudste een, die regverdige, die goeie broer. Hy staan buite met gevoude arms en vra, hoekom vier julle vir hom? En die vader sê, alles wat myne is joune. Selfs die een wat dink hy het genade verstaan, hy moet dit ook nog leer. By SA gemeente sê ons wil die nommer 1 netwerk vir jou lewe wees en ons wil hê jy moet die nommer 1 netwerk vir ander wees. 'n Huis, nie 'n hof nie. 'n Familie waar jy kan terugkeer, selfs na die langste pad. Hier beteken geloof nie dat jy jou rekord skoon hou nie. Dit beteken jy leef uit verhouding. Ons word nie by mekaar gehou deur skuldbriewe nie, maar deur genade wat mens geword het. Dis hoekom ons mekaar nie oordeel nie, maar dra. Hoekom ons nie vra wie skuld het nie, maar wie honger het. Hoekom ons nie slegs praat van wet en geregtigheid nie, maar van familie, tafel en herstel. So, as jy jouself vandag buite hoor staan, weet dit, die Vader hardloop nog steeds. Nie met 'n dokument nie, met 'n omhelsing. En daardie omhelsing, dit is genade. Nie 'n regsaak nie, 'n huis. Tot volgende week, mooi loop.